Ons is by ons eerste pink letter van die alfabet. Maar voor ons in die letters induik, moet ons natuurlik besluit waar staan Einstein? En soos met die hele alfabet is Einstein by die iglohuis. Kom ons kyk, hoekom is die letter Y in die alfabet 'n pink letter? Want die letter Y behoort nie tot die twee groepe wat ons behandel het, naamlik vokale of klinkers en konsonante of medeklinkers nie. Al die geel letters in die alfabet was vokale, al die groen letters konsonante. Daar was wel 4 blou letters en hulle is steeds konsonante. Die enigste rede hoekom hulle blou was, is omdat hulle nie funksionele letters in Afrikaans is nie. Maar hulle klassifiseer steeds onder die konsonantgroep. Nou het ons een pink letter wat soos 'n seer oog uitstaan in ons alfabet en dit is ons lang Y. Die naam van daardie letter is Y. Kyk baie mooi dat vokaal groep 1 is al jou diftonge. Ons het reeds geleer dat al die geel enkelvokale A, E, I, O, U is vokaalgroep 3. Hierdie is vokaalgroep 1. Dit is amper asof die orde verkeerdom is, want ons het eers die enkelvokale geleer. Maar onthou nou, hierdie is vokaalgroep 1. Hoekom dit belangrik is, wanneer ons na volgende taaleenhede toe beweeg, soos byvoorbeeld meervoude, gaan daar reëls wees wat vir ons verduidelik dat ons vokaalgroep 1 dit mee doen en vokaalgroep 2 dit mee doen. En as ons nie weet wat behoort tot die vokaalgroep nie, dan vat dit soveel langer om sin te maak uit wat in spelling plaasvind. Daarom let op ons sin wat ons vir diftonge gaan leer. Ons is by die wegspringplek om al hierdie pink diftonge onder die knie te kry. Pau, kou, ys en vleis by die huis. Kraai, ooi, koei en leeu. Kou baie dooiings. Dit is die sinnetjie wat ons oor en oor met elke diftong gaan oefen. As jy lus is om net die eerste sinnetjie nou te leer, aangesien die lang Y daarin pas, kan jy net leer pau, kou, ys. Dis die woord waarmee ons nou werk en vleis by die huis. Wat hier belangrik is, al die diftonge het net een klank. Maar ys en vleis het dieselfde klank, maar dit word op 2 maniere geskryf. Dit is hoekom ons vir julle met die hakkie aandui dat beide ys en vleis 'n klankprentjie van 'n ysblokkie het. Die klank verskil nie, dis die spelling van die woorde wat verskil. Daarom gaan ons baie tyd later spandeer om woorde met 'n lang Y en 'n EI te leer. En julle sal ook sien, ons het al julle bekend gestel aan iets soos homofone, waar woorde dieselfde klink maar verskillend gespel word en verskillende betekenisse het. Daar is heelwat Y en EI woorde wat homofone is en ek is so opgewonde om julle alles daarvan te leer soos ons deur die program gaan. Vir nou eers terug by die Y, die enigste pink letter in die alfabet want dit is 'n diftong en dit is vokaalgroep 1. Sing die alfabetliedjie en kry die letter Y. Bou die letter Y. Let daarop, dit is pink omdat dit 'n diftong is. Die letter Y se muurkaart is lekker pink en dit wys vir ons dis baie eenvoudig, dit kan net een klank maak. Die letter Y sê y. Kan julle hoor? Die letter Y sê y. Die naam van die letter is ook die klank van die letter. Baie eenvoudig. Maak asof jy verskriklik yskoud kry en staan en bewe terwyl jy sê die letter Y sê y. Vir ys. Ons wil nou graag die woord hyg skryf. H, y,
Nou moet leerders onafhanklik die woord hyg kan bou. H-Y-G. Ons dui nie 'n toon-oop lettergreep aan nie, want die diftong se klank word nie bepaal deur watter lettergreep dit is nie. Hyg. Maak weer eens seker alle leerders verstaan die betekenis van die woord hyg. Hy hyg na sy asem na die marathon. Dit beteken hy is baie uit asem. Kom ons lees die volgende woord. Bly. Nou kan julle sien, y staan aan die einde van die woord, so dis eintlik 'n oop lettergreep. Maar ons weet, vir 'n pink letter maak oop en toe glad nie saak nie. Daarom kan ons net rustig voortlees. B-l-y. Bly. Lees die volgende woord, ys. Nou het julle gesien die eerste woord hyg was die y in die middel. Toe was dit bly, die y aan die einde. Nou is dit ys in die begin. Ons pink y kan enige plek in 'n woord staan en hy maak presies dieselfde klank ongeag van enige lettergreeptipe. Daarom is dit maklik om te lees. Y, s, ys. Die letter y sê y. Dit is so maklik soos dit. Die naam en die letterklank is presies dieselfde. Maak asof jy yskoud kry en staan en bewe. Herken die y in woorde. Lees die leeskaart, doen die lettervorming en tik op die sleutelbord. En daar het jy jou eerste diftong onder die knie. Wel gedaan. Daar is kopiereg op al ons produkte.